Baie welkom by Melk en Jou Teetyd. En dit is weer 'n voorreg vir my om saam met julle te kuier. En vandag se verhaal van hierdie dame is een van aanhou opstaan. En bring maar die tissuetjies nader, maar ek weet net. En ek het gesit en wonder hieroor en gedink, hoe staan sy op? Hoe hou sy aan na alles wat met haar gebeur het? En ek weet, dis net die Here wat dit kan doen. Mariska, vertel vir ons wie kuier vandag by ons. Ja, dit is vir ons baie lekker om vandag vir Adele Becker. Sy staan professioneel bekend as Adele B. Sy het 'n salon in Montana waar sy is 'n professionele grimeerkunstenaar. Sy doen hare, sy doen troues, so ja, baie goed. Julle kan maar gerus gaan kyk na haar goed. En sy doen ook die grimering vir Mevrou Suid-Afrika, het jy al gedoen? Ja, Mevrou Global SA. Ja, Wow. so dit is vir ons so voorreg om vir Adele Becker hier vandag by ons te verwelkom en om haar verhaal met julle te deel van deursettingsvermoë, van uithou en aanhou en jou oë gerig hou op Jesus. En dit is al wat ons kan doen. So Adele, baie welkom by ons. Dit is so lekker om vandag jou storie met die wêreld te kan deel. En ek is seker daarvan baie van ons kykers en luisteraars sal kan identifiseer met dit waardeur jy is. En ek hoop dit gee vir hulle moed om te weet dat as een persoon kan dit maak met die krag van die Here, dan kan hulle dit ook maak. So baie dankie, welkom. Dankie. Ja, dankie en jy lyk baie mooi en ons Pragtig, ja. ek en Mariska hoop dat jy nie na ons grimering gaan kyk nie. Wat is fout met ons grimering? Ons lyk so pragtig. Ons is pragtig. Ons is Beautiful. pragtig, maar ons doen dit vir oorlewing. Ja, grimeer terwille van oorlewing. Maar Adele, jou verhaal begin eintlik as 'n klein dogtertjie reeds met uitdagings. En dankie tog jou pa het 'n bietjie kennis gehad van medisyne. So hy het geweet hoe om jou te beskerm. En dit is wat vir my heeltyd uniek is van jou verhaal. Daar's heeltyd 'n beskerming. Heeltyd is 'n goedjies wat gewerk het dat jy tog hier is vandag. Maar jy is gebore met 'n maagprobleem. Ja, toe ek gebore was, het my ma het my net vertel, in die hospitaal was daar iets nie reg met my maag nie, my maag het net bly loop, en die dokters het my so op my maag gelê, met my knieë opgebuig, en my maag het net aanhou bly loop, en hulle kon nie verstaan wat aangaan nie, en die dokters het besluit hulle wou opereer, maar my pa het net daarteen besluit, en gesê hy gaan my net uit na die hospitaal uitvat, en hulle gaan vir my bid, en dinge gaan regkom. Sure. So hy het jou uitgesmokkel. Hy het my ontvoer. En ek is bly daaroor. Dis Ja. baie erg. En hoe het dit toe reggekom? Het hy net Ek letterlik het- gebid vir jou? Dit was maar 'n lang prosedure waar ek deur gegaan het. So ek was maar in en uit in die hospitaal as kind gewees. So ek is maar gewoond aan die hospitale in en uit, maar met my maagie wat baie geswel het in my te klein was op laerskool. En toe het my ouers besluit ons gaan eendag net na 'n kerk toe, waar Hartsveld Arena. Toe het Profeet Kobus van Rensburg het hy sy roete kom doen in Pretoria. En ek dink dit was omtrent so 2009. Hoe oud was jy toe? Ek dink so 32 daar rond. Ja, so ek het lank uitgehou maar met my maag. En jou ouers het geloof behou Wow. dat ja. jy die Here jou sal genees. Ja. Sure, ek dink baie van ons sal geopereer nie. Nooit. En Nee. nou is jy gevry van dit. Ek is nou gesond 100%. Ja. Maar daar het verskillende insidente gebeur. Het jy self die pille gaan drink? Wat het jy gedoen toe jy klein was? Ja, ek was baie klein. Hoe doen jy dit?
Ek weet, dit het gelyk so sweeties. Okay. Maar Ja, kyk, jy's ons maar 2 jaar oud, jy's klein, jy verstaan nie. Dit lyk maar seker maar soos 'n smartie en 'n pakkie of En 'n is ding. seker van daai lekker suiker uit mos die suikerlaagie om. So dit was seker aanvanklik Dalk soet. soet, ja. Ja. Ek weet ja, nie. daai blinklaag. Daai blinklaagie. Ja. En het jy van hierdie pille gedrink? Ek het apparently al 14 van hulle geëet en gesluk. Nice. 10 jaar oud was. Ja, toe ek in die ronde geswaai en my sussie het na my ma toe gegaan en sy het vir my ma gesê, Adele, draai die hele tyd snaaks in die rond en ons verstaan nie wat aangaan nie, haar oogies maak so. En toe het my ma net geskrik en sy het net so o heen in my slaap. Hulle het sy opgehardloop na haar kamer toe en sy haar bedkassie se laaitjie oopkry te sien sy al daai pilletjies is geëet. Ja. En wat het hulle toe met jou gedoen? My ma het my vertel, ons het langs die brandweerstasie gebly in Bosmanstraat. Hulle het so 'n dubbelverdieping huis wat hulle gegee het nou maar vir die staf wat daar dan nou werk en so ons was gelukkig reg langs dit. So my pa kon daarom vinnig genoeg hulle goedjies kry om my te help. So my pa het actually my lewe gered. Ja, maar hy was 'n paramedicus. Ja. So hy het presies geweet wat om te Hy het doen. presies geweet, ja. So dit was vinnig geweest om my te help want nou nog om dan nou by hospitaal uit te kom, dink ek sou ook dalk 'n probleem gewees het. Ja. So hoe het hulle dit uitgekry? Het hulle jou maag gepomp? Maag uitgesuig, ja, met pyp in die keel af en Dit moes traumaties gewees het vir jou as 'n kleintjie of kon jy dit nie onthou het nie? dit kan ek nie onthou nie. Nee, maar my ouers onthou dit. Dit was vir hulle Ja, traumaties. en vir jou sussie, ek kan nie te dink wat dit vir Ja. haar beteken. Jo, dit moes erg gewees het. Baie. Ja. Baie. En toe speel julle tweeetjies. As ek moet dink, as ek moet Dis dink. die ander sussie. O, is dit 'n ander Dis die ander sussie. Hoeveel kinders was julle? Ons is 4 kinders. Ons is 3 sissies en 1 broer. En die oudste sussie het altyd na my gekyk. Sy's maar soos my ou moedertjie gewees. Ja, en dan het ek die ander sussie wat 4 jaar ouer as ek is wat altyd maar saam met my gespeel het. Was jy die kleintjie, was jy die Ek's die laat lammetjie. Solank jy nie die nalatige lammetjie is. Hulle het dit altyd vir my gesê, my boetie, my sussie. Ja, toe speel julle en toe gebeur al wat. Ja, ons het buite gespeel in die agtererf en daar was so 'n paal gewees wat nou soos van die een dak na die ander dak gegaan het en soos 2 pale so deur en toe het ons 'n besem so oorgesit met 'n stoel aan die kant en dan het ons die hele tyd so oor die besem gespring vir die van. Ja. En toe dink my sussie nou sy's oulik en sy lig daai besem en ek vlieg met my kop so teen die sement vas. So dit was nou nie op gras nie, dit was op sement. So toe het ek verskriklik hard geval dat ek my skedel gekraak het. En daar het onmiddellik het daar so groot knop uitgekom. Dit was ek onthou nog, ek kan daai gedeelte nog onthou as kind waar dit half so groen-blou weer kleur uitgekom het en ek het verskriklik geskree en my pa het ook net daar gesê hou haar net wakker. En ek weet hulle het my nou nie hospitaal toe gevat nie want hy het na my gekyk. Ek weet my ma was ook 'n verpleegster gewees. So ek was eintlik in goeie hande gewees. Jy was in die noodsorgeenheid gewees by die huis. Ja, so hulle het my net opgehou en seker gemaak dat ek nou nie aan die slaap raak nie, want met so iets moet jy maar iemand wakker hou. En het jy toe iets oorgehou van dit waarvan jy weet? Niks. Maar dit is nie die laaste keer wat jy presies op dieselfde plek geval het nie. Ja, nee, ek het 'n tweede keer weer geval op my kop toe ek 20 jaar oud was. Toe het ek gegaan nou vir die maagprobleem wat ek het, want ek is mos nou maar maand in, maand uit in die hospitale met my maag. En toe moes ek die dag gegaan het vir toetse en die dokter het vir my gesê ek moet glad nie eet of drink die vorige aand nie, so my maag moet skoon wees. So het ek toe nou gegaan vir bloede en ekstrale vir my maag, maar die manier wat ek nou bloede gaan neem het ek op die bed gesit en die dametjie het bloed getrek en ek het toe nou uitgepaas. Reg van die bed af vooroorgeval op my kop in daai bommelaksie aksie. En toe het hulle my opgetel en toe ek op die bed lê, ek was heeltemal uit, maar toe ek wakker word, toe begin ek konvulsies kry. So my hande begin styf trek, maar dit was maar 'n harde slag teen die kop. En ja, ek is okay nog. Ook niks daarvan oorgehou My nie. ma was saam gewees, so sy het daar gestaan en vir my gebid.
En jy was in 'n fietsongeluk ook gewees. Ja, daar was ek in die laerskool gewees, ek en my neefie, ons het in Voortrekkerweg gebly, so is 'n baie besige straat. So daai is nie, my ouers was nie altyd bly as ons in die straat te ry nie, so ons het op die sypaadjie gery, maar daai dag was my pedaal 'n bietjie of my saal 'n bietjie te hoog gewees en wat gebeur het is my voet het so gegly. Toe val ek met my kop in die pad. En daai karre het nog so om die draai gekom en ek het net gesien hoe swaai hulle uitswy bo my kop verby al daai karre wat net so kom en ek lê in die straat, maar ek het bitter vinnig opgespring. En niks en niemand het jou getref nie. Niks. Niemand. En dit is soos Janine sê, daai beskermingselement in jou lewe wat so deurlopend is. Ja. Om net die goedheid van God en sy beskerming oor jou lewe raak te kan sien. Dit is vir my Dit is soos 'n goue draadjie Ja. hierdie verhaal, né? maar God se goedheid, sy grootheid en die plan wat hy met jou lewe het. Die plan wat die vyand se plan is om te Vernietig. steel, né? Steel. Ek ken nie Engels, steal, kill and destroy. Ja. Né? En maar God se plan vir jou lewe is lewe en lewe in oorvloed. Ja. Ja. Jy is toe getroud. Jy het jou 'n baba dogtertjie gehad, nê? Ja. Ja. Hoe oud is sy vandag? 16 jaar oud. O, jette, okay. Ja. ouderdom. Mooi mensie. Maar jy was, ek dink sy was wat skaars gebore of was jy nog swanger en toe word jy gediagnoseer met 'n siekte? Wat gebeur het is ek wou normaal gekraam het en die tyd toe nou in die hospitaal toe gebeur het dat ek nou nie kon nie. Oor die algemeen het ek baie lae bloeddruk en op daai stadium toe gaan my bloeddruk in die hoogte in. En die dokters het toe vir my gesê hulle gaan my 'n keiser moet laat doen. Want toe het jy nou nog die maagprobleem. Nee, die maagprobleem is toe nou Is toe nou al. O nee, dit is na die tyd, skus ja. Ja. Na die tyd was my maagprobleem genees. Ja. Ja, so ek het toe in kraam ingegaan en toe kon hulle toe nou nie 'n normaal kraam doen nie as gevolg van die bloeddruk en ek was in teater toe nou gedoen. En my liggaam het in skok ingegaan want ek het 'n verskriklike vrees vir naalde. So toe kon daai epiduraal nie werk nie. Toe sit hulle my noodkeiser onder narkose. En toe ek daar wakker word, toe is ek verskriklik de mekaar en die dokters het my op morfine gesit want hulle het gesê as ek wakker word gaan ek verskriklik seer hê. En daai aand, ek het 11:15 het ek toe my meisiekind gehad en die aand 7:00 onthou ek net mense het kom besoek, maar ek kon nie veel onthou nie. Ek was verskriklik de mekaar. Die oggend het ek wakker geword, toe voel ek dit nou beter. En ek sê toe vir die suster, nee, ek wil net opstaan, badkamer toe gaan, tande borsel en toe ek toe nou my tande begin borsel en water in my mond gooi, toe voel ek hier's iets nie reg nie. Toe val die water uit my mond uit. En toe ek in die spieël kyk en ek kyk so vir myself, toe knip my een oog stadig in my mond hang. En toe roep ek die suster om te vra, wat gaan aan? Iets is nie reg nie. Toe sê sy vir my, jy het bowelverlamming. So dit is as gevolg van, hulle sê dit kom van kraamskok. Daar's verskillende redes hoekom dit met baie mense gebeur is as gevolg van skok en trauma en so aan. So die trauma in die teater het my dit getrigger, ja. Maar dit moes verskriklik vir jou gewees het. Baie. Dit het niks met 'n beroerte te doen nie. Of is dit soos maar self? Ek is nie 100 seker nie, maar wat ek al gehoor het, dit is 'n baie ligte beroerte. Ja. Maar jy was 'n model ook. Ja, so dit was vir my baie traumaties geweest. Ja, ek kan dink en jou beroep is skoonheid. Ja, so dit was vir my baie erg geweest. Wat doen jy toe? Ek bedoel, wat se behandeling is daar? Is daar hulp daarvoor? Wat? Daar is hulp daarvoor, maar meeste mense wat dit oorkom hou maar letsels en hulle sê die tydperk wat dit vat om te genees is 2 na 3 jaar. En ek het op daai stadium net daar gevoel ek moet nou bid. Hierdie moet regkom. Toe dit gebeur het, toe 30. Op daar. Ja. So. Maar broer, jy's pragtig. Daar ek sien niks fout nie.
Ek het nie 'n letsel oor nie. So wat Lyk het alright gebeur? vir Sy my. lyk pragtig. Dankie. Ja. Die eerste maand wat my meisiekind nou gebore is, het ek vir my oorlede man gesê, ek dink ons moet bietjie in Springs gaan kuier by my skoonouers en dat hulle bietjie vir Luan kan sien want ons sien hulle min. En my skoonpa is 'n pastoor en op donderdaande het hulle nou hulle byeenkomste by hulle huis wat hulle kerkmensies kom bid en so aan. En daai spesifieke aand het ek toe vir my oorlede man gesê iets is nie lekker nie, ek kry verskriklik seer op my maag en ek weet die dokter of die suster het vir my ook gesê moet asseblief nie swaar gedra nie want sy weet ek is 'n besige mens en ek kan mos nie stil sit nie. Nou ja, so het ek die swaar goedjies gedra wat ek nie moes nie. En ek het begin koors kry en verskriklik sweet en alles en ek gaan sê toe vir hom iets is nie lekker en ek voel net nie lekker en ek kan nie eens loop nie en hy skrik toe en hy gaan roep toe gou sy maale in die bidkamer. En ek het net gesien hy kom staan al hierdie klomp tannies om my, maar hy het nie regtig vir hulle gesê wat gaan aan nie. Hy het net gesê iets is fout met Adel, julle moet asseblief kom bid. So sit ek toe nou daarso en hier begin almal vir my te bid. En daar was so 'n Engelse tannie, ek weet nog steeds vandag nie wie sy was nie, en sy sê net vir my, God showed me that you've got infection, but he has already healed you. Ja, toe is die sluise oop, yes, maar ek huil daar en ek besef, joh, hierdie is nie net van iemand wat het net sê nie, hierdie is van God af. En so toe gaan ek toe nou badkamer toe, gesiggie gaan was, en ek het nou lekker gehuil, en toe ek in die spieël kyk, toe is my gesig genees. Toe is my belsverlamming weg. Jemmel, toe het hy jou genees van die infeksie, maar ook die belsverlamming. Ja. Ja, nee, en dit is waar ek net besef het, God doen nie halwe geneesing nie, hy genees jou heeltemal, van kop tot tone. Hy doen dit kompleet. Ja. En toe gebeur daar iets met jou man. Ja. Kom ek begin so, hoe oud was jou dogtertjie? Sy was 9 jaar oud. En wat het met hom hoe oud was hy? 39. Ja, hy was bloedjonk. Ja. En wat het gebeur? Ons was die aand by die huis gewees. Gelukkig was Luan by nie. Wat eintlik 'n goeie ding is, want dit was 'n traumatiese ding om deur te gaan. Ekskuus. Nee, al Ja. awesome vat jy tyd. Dis Reg. Ja, so daai aand het ek was nog besig om te leer met goedjies. So hy die hele tyd het hy kom kyk wat maak ek en dan sê hy vir my jissie moet nou klaar kry en hy was besig in die kamer want hy het gehou daarvan om musiek te download en hy was nog eintlik besig om Christelike musiek te download. En toe sê hy vir my jong, is nou amper 12 uur, jy moet in die bed kom klim. Toe sê ek okay, dis reg, toe gaan stort ek gou en ons is net in die bed en ek het skaars gelê, seker 10 minute, toe sê hy vir my, hoor hierso, jou bene is so swaar op my, moet asseblief, haal dit net af, het voel nie lekker nie, toe sê ek ook, maar my bene is nie op jou nie, en toe spring hy op en hy klap so op sy bors en op sy gesig, en toe sê hy net, alles voel so pins and needles, en toe sê hy vir my, hy weet nie wat gaan nou aan nie, toe sê ek vir, miskien is dit maar net jou nek, want hy was 'n baie groot rugbyspeler gewees, so hy het al baie beserings opgedoen, en ek het toen aangeneem, dalk is dit sy nek, hy het dalk ietsie verlê of so, en toe sê hy vir my, okay, hy voel alright terug, hy gaan nou net bietjie voor in die sitkamer sit, hy voel nou, kry net warm, en toe ek so, toe sê hy vir my, bly maar in die bed, ek is alright, toe sê ek, okay, en toe hoor ek net, ewe skielik gooi hy op, en toe hardloop ek om vir my emmer te gaan kry, maar toe net ek by hom kom, toe hy verskriklik hard geval en toe praat hy ongelooflik stadig en sy oë het stadig beweeg. Toe besef ek iets is nie reg nie. En toe het ek die ambulans gebel het om kom haal en by die hospitaal toe sê hulle vir my hy het 'n breinaneurysme gehad. Sy hele brein is hy bloeding hele brein vol, so daar's niks wat hulle kan doen nie. En teen 3 uur toe het hulle hom gesedeer. En ja, het hom heeltyd in die hospitaal gehou en die volgende dag toe sy oorlede, toe het al sy organe ingegaan. Ja. So ja, dit was binne
'n dag se tyd wat dit gebeur het en die slegste van alles was, dit was op sy ma se verjaarsdag. Jammer. Ja. Was jy nie kwaad vir die Here nie? Nee. Rarig. Ek beloof vir julle, ek het soveel respek vir God. Ek weet nie, dit is net en ek so lief vir die Here en ek het nog nooit kwaad gewees vir die Here nie. Nee. Want ek besef dit is ons Vader en dis sy wil. Wat ook al sy wil is nie ons wil nie. Ons kan nie besluit wat met ons lewens gebeur nie. Maar ek was kwaad vir Eugene gewees. Vir hom was ek kwaad. Ja, maar dit is normaal. Daai is die Ja, normale. Ek dink mense gaan deur daai hele Ja, 5 siklus, ja, 5 fases, ja, rou. van rou, ja. Ja. Maar jou verhaal het nie daar geëindig nie. God het vir jou nuwe liefde, nuwe lewe gebring. Jy's weer getroud? Ja. Ek is 2 jaar terug getroud in November. Sure, dit is dan net na COVID, nie? Ja. Wel, so Ja, in 2020. Ja, Ja. wow. Ja. En hoe bly jy staande deur al hierdie goed wat met jou gebeur het? Wat want ek sal weghardloop. Nee, wat ek net dink, wat 'n woord van bemoediging. Hoe kan jy ander mense bemoedig wat dinge deurgaan, wat swaar kry, wat hartseer beleef, wat traumas beleef? Uit jou ervaring, hoe jy die situasies hanteer het, wat 'n raad het jy vir mense daar buite? Ek sal sê dat mens moet nooit ophou om Here te dien nie. Jy moet altyd God in jou hart hou en weet hy is jou Vader en as jy hartseer is hy die enigste plek waar jy kan gaan. Jy kan na mense toe gaan, maar God is daar, hy is jou vertrooster en hou net vas aan hom en bid net, want dit is wat ek elke dag gedoen het en vasgehou het aan. Jy kan niks anders in die lewe kan jou help nie behalwe God. En dit is wat my staande gehou het. Ook jou familie en almal daar, jou supportstelsel is ook belangrik. Hulle is daar vir jou. Ewen my meisiekind, sy het my soveel moed en hoop gegee en ek het gevoel ek moet sterk wees vir haar. En ek moet aangaan vir haar want as ek ingee, gaan sy ook voel dit is wat jy moet doen in die lewe opgee as daar een of ander trauma met jou gebeur en dit is nie wat ek wou hê sy moes beleef nie. Ek wou gewys het mense sterk en sy is 'n sterk mensie. Baie. Adel, die tyd is op, het ons ingehaal. Ek wil net eerstens vir jou baie dankie sê dat jy bereid was om jou verhaal met ons te kom deel. En ek kan sien, dis nie aldag maklik nie, dit is nog, en dit is goed, dit is ook alright, want dit maak jou mens. Ja. Maar dankie vir dit wat jy gesê het vandag, want ek dink mense moet dit hoor. En dit is my so mooi dat jy sê, jy het soveel respek vir die Here, jy het regtig daai respek, en ek dink dit, as ons net bietjie, as kinders van die Here in ons eie troontjie kan afklim en besef wie God is. Want ons ken nie die groter prentjie nie. Ons verstaan nie al hierdie hartseer nie. Ja. Ons verstaan nie al hierdie goed waardeur ons gaan nie. Ja. Maar hy weet en hy verstaan. En dankie en ek bid dat jou getuienis nog baie mense sal aanraak en sal help om deur hulle seer en pyn te kom. Was daar nog iets wat jy wou sê, Mariska? Ja, ek is net baie dankbaar vir haar dat sy haarself daar buite gesit het om haar verhaal met ons te kom deel en ons te bemoedig en te weet, al is 'n mens partykeer moeg en moedeloos, ons kan aangaan. Ons is nie alleen nie. God is met ons en hy's goed en hy's daar vir ons. Ja, nee, verseker. En op daai noot, tot 'n volgende keer, God is goed. The long-awaited Embraced by Grace Guide, Volume 1 is finally available. This foundational volume is packed with biblical truth in a way that is easy to read and understand. The beautiful illustrations throughout the book makes it fun and easy to read, even for those who are not avid readers. This first book of 3 volumes contains chapters that every believer needs to grasp, like the supernatural realm, salvation, baptism, body, soul and spirit, Father, heart of God, prayer, praise and worship, and into the Word. This book is a valuable evangelical tool and makes for a great gift. The first volume is available for the low price of R200, postage excluded. Please use the details on screen to place your order.